Goeiemôre almal in die kerk vanoggend. Lekker om ons saam te sien weer. Maar we gaan hier weer voorstaan en ons gaan lekker eindelijk aan tyd om heerlijk ons onszelf warm zijn. Kom ons begin met lied 191 en daarvan gaan ons vers 1 sing en vers 3. So dat we lekker saam. Grote God, ons bring U eer. Gees van God wat in my woon, Gees van God wat in my bed die woord vir my. So waar. En daarvan sê ons vers 1 en vers 2, albei vers gesien. Over
Goeiemôre. Weer 'n keer baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Ons glo en vertrou dat dit ook vir ons 'n geseënde en spesiale geleentheid sal wees. Die afkondigings, die deurprojekte vir Junie gaan vertuin se Bybelstudie Woensdagoggend 9:30 in die kerksaal. Dan ons Pinksterbidure hierdie week elke aand van Maandag tot Donderdag. Die Pieter kan elke aand die stemboodskap uitstuur. En vra dat julle asseblief daarna sal inskakel en maar luister ook na die boodskap wat die Here vir ons deur hom ook wil gee. En seën ook vir die Pieter daarvoor wat ons glo dat die Here vir die spesiale boodskap sal gee. Dan die skoonmaakster dienste word beëindig aan die einde van Junie. Ons wil graag vir kontant bydra bospakkie gee. Jy word gevra om asseblief nie bederfbare voedsel te bring, wat ons graag kan skenk, of jy kan kontant daar in die rooi houer in die voorportaal plaas. Baie dankie vir voorbeeld. Dan vra ons op voorbeelding vir al die siekes in besonder en John Batten, Ricardo Batten, Cherise en Mark Sitch, Pedro Jordan, Bessie en Gert Koeser, Sonja Meijer, Treini Bijbel, Corrie van Vlieren, Lona Petrus, Jan Andersen, Klaan Vrijkenbach, Van Betty Moore en Nelly Douwsje. Verdere voorbeelding ook, asseblief bidden vir die geweld in die Midde-Oosterse lande. Ons Vader ook daar vrede sal skien onder die mensdom. Dis erg om te sien hoeveel haat en nait daar ook is. En dat die Here net hy van vrede in mense se hart kan gee en onder kan kom. Finansies baie dankie vir almal wat gereeld bydra. Ons het groot waardering daarvoor. Welkom om die bydra aan die kerkkantoor te kom betaal as jy dit nie en direkte oorbetaling kan doen nie. En of jy kan dit ook in die projekteboek plaas. Dan het ons verjaarsdag hierdie week, Donderdag, Sonja Roos en Vrydag vir Jou Brits. Dit is nie aktiewe lidmaande nie. Maar ja, ons glo en vertrou dat hulle ook 'n geseënde dag sal hê. Maar die sal wees sommer namens die gemeente ook vir jou gelukwense asseblief daarmee julle. Dankie. En dan het ons vanoggend dan vra ons vir Rian om vir ons die Christuskerk te kom aan speel asseblief. Goeiemôre gemeente, baie welkom ook vanmôre in die huis van die Here, ook 'n spesiale woord van verwelkoming aan Dominee Pieter van Walt. Baie dankie dat jy ook vanmôre vir ons gaan bedien met die woord. Dit is my besondere voorreg om vanmôre die Christuskerk weer om aansteek vanmôre. Dit is die Here Jesus wat die lig van hierdie wêreld is. En ek wil ook net 'n paar woorde sê, hier te sê dat Dawid het gesê, daar in Samuel 16, vers 1 en 11, het hy hierdie gebed moes gebid het vir die Here, dat hy gesê, die Here is my herder, en het sal my ontbreek nie. Maar dan kom die goeie herder, Jesus Christus, en hy kom sê in Johannes 10, vers 11, ek is die goeie herder, en ek leer my lewe af van my skape. Die skape is nie dom en passief nie, maar die skape van die Here Jesus Christus is disippels wat uitgaan en vir hom sy hande en sy voete te kan wees en die spreekwyse. Kom ons sit net so, dan bid ons saam die pragtige Psalm 23 en as jy wil kan jy in die hart saam met my bid. Kom ons bid die Here is my herder,
Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam omwil. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodsskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, U vertroos my. U berei 'n tafel voor my aangesig, teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, tot die einde van dae. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ons sal dit in die woord vanmôre. Ons gaan ook soos Dominee opbeweeg na die plantsel toe, gaan ek vir ons lied 168 sing, waar staande dit gaan sing, Heilige Jesus, Heer van die Here, U is verhoog tot die hemeltroon. Ons bring U ere, Christus die Here, en heerlikheid is U gebrood. Ons sing albei die verse staande saam. Ek wil graag in die mikrofoon praat, want ek hoor dat nie al die luidsprekers werk vandag nie. Wel, wat gaan om aan vandag? Dat ek so 'n verskoning maak dat ek hier laat kom, daar gekom het. Ek het vir Shamaine afgelaai, sy saam met 'n vriendin na die kerk toe. Engelse kerk, weet nie wat sy naam is, om daar in die sig te help. Ek moet nie afneem nie, ja. Ek wil julle allemaal weer te sien. Daar is die, hier sy nou weer te jou. Daar is sy. Uiteindelik luister ek. Ek wil aansluit by die ons aansteek van die kers. Vir al die laaste woorde waar hy gesê het, dat ons is disciples. Dis waaroor die boodskap vandag gaan. Dankie jou. By die kers, Jesus ons lig. Dat ons ook hierdie lig verder sal skyn as disciples van die Here. En dis waaroor die hele thema van die diens vandag gaan, en waar die Here ook ons elkeen ryk seën. Hy is by ons, deur sy Gees, hy woon in jou hart, hy woon in my hart, hy is nie ver van ons af nie. Hy staan gereed om ons ryklik te seën, en hy ken ons behoeftes, hy weet wat ek en jy nodig het, en hy gaan dit vir jou gee. En hy gaan vir jou my oproep om ons roeping uit te leef, deel van die boodskap vandag. Om aan te sluit hierby die woorde
wil ek 'n gedeelte lees uit Matteus 9, waar dit gaan oor die groot oes. Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Hy het die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes. Die gemeente groet sy gemeente, Here groet sy gemeente, deel vir my, met sy genade, sy vrede en sy liefde. Amen. Kom ons in 'n pragtige loflied saam, lied 454, ons gaan al die verse sing. Vader, ons eer U. Kom ons nou net, die vers 1 en 4. Ons gaan vandag saam lees na ons gebedboeke en Handelinge 1 vers 1 tot 8 met die tema vir die verkondiging geroep om te getuig met die krag van die Heilige Gees. En dan gaan ons so saam bid, en nadat ons saam gebid het, terwyl jy so bly sit,
gaan ons 'n gebedslied, toewydingslied sing aan die woord van die Here. Lied 436, vers 1 tot 3. Skep o Gees, laat leef o Gees. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is die enigste ware God. Dit is die belydenis van ons hart. En dit wil ons met vreugde, met 'n groot blydskap, wat meer is, Here, wat ons in woorde kan omskryf. Dit wil ons met 'n heilige eerbied aan U, oor wie ons buig in die oggend, nie met vrees nie, maar met liefde in ons harte, omdat ons die kinders is. U is nie die skepper God, wat ver van ons woon, en besig is met die eie dinge nie. Here, U beheer alles. Alles is in U hand, ook elkeen van ons. U omvul ons met goedheid en met ryke seëning. Ons kom met dankbaarheid, Here. Ons kom met lof. Ons maak U heilige naam groot hier waar ons saam is. Hier waar U in ons midde is. Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons wil uitgaan van hierdie kerkgebou, van hierdie erediens, om mekaar buite hier te aanbid. In woord en daad, met volle oorgawe, en getrou te wees aan dit waar U vir ons geroep het, waarvoor ons as kerk, as gemeente, die voorreg het om op hierdie aarde te kan bestaan. En dit is om nie vir onsself te leef, om nie na binne gekeerd te wees, maar Here, om ook te sien, die oes is groot, en die arbeiders is min. En dat ons sal bid, Here, soos nou ook dat die arbeiders sal uitstuur na die oes toe. Ons sien dit elke dag, ons beleef dit, mense wat nie vir U ken, Here, mense wat moeg en hulpeloos en bekommerd is, en ons sit by die antwoord. U het ons begenadig. Here Jesus, U het U volledig vir ons gegee. Ons hoef niks by te voeg vir ons redding en ons verlossing nie. Wat 'n groot genade. En nou wil U hê dat ons ook hierdie boodskap, hierdie getuienis wat in ons harte leef en wat betekenis het vir ons lewens, dat ons dit sal uitdra na daardie oes wat so groot is. Here, ons voel baie keer, ons kan dit nie doen. Ons voel baie keer, die taak is te groot. Baie keer wil ons terugduis. Baie keer is ons ongehoorsaam. Ons onderlei voor U. Maar Here, ons weet, nou op die Sondag voor Hemelvaart, het U ook vir die disippels gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. U sê dit vandag vir ons. Here, laat ons dit nie net met ons ore hoor nie, maar laat ons dit werklik ter harte neem. Dit is nie die woord van 'n mens nie. Dit is die woord aan ons om 'n sinvolle en 'n betekenisvolle lewe te kan hê. En diensbaar te kan wees in die gemeente en in die koninkryk. Dis waar U vir ons gered het. Dis waar U vir ons bekwam maak deur die werking van U Gees. Daarom hoef ons nie te twyfel nie. En daarom hoef ons nie terug te reis nie. Skep in ons weer die moed om oral waar ons beweeg, ons identiteit uit te leef. Kinders van die Here, wat nie skaam is daarvoor. Kinders van die Here, wat oral waar ons beweeg, in dit wat ons doen, in ons gesindheid, in ons woorde, in ons dade, U naam verheerlik. Wat 'n voorreg. U maak vir ons daar in staat.
En ons moet vanoggend weer om onsself toe te wy. Hier is ek, Here, stuur vir my. U hoor ons hart in hierdie oomblik. En as ons dit sê, dan weet ons, dit gaan moeilik wees. Maar Here, as ons dit sê, en ons sê dit uit ons harte uit, dan vertrou ons net op U. Dan weet ons, U sal daardie woord ryklik gebruik. U sal daardie woord betekenisvol en vrugbaar maak in daardie mense se lewe. U sal mense wat nog nie vir U ken nie, deur ons getuienis na U toe trek. Want dit is waaroor dit gaan. Om 'n deel te kan wees van die kerk, hulle wat aan God behoort, en deel te wees van die koninkryk, en deel te kan hê in al die seëninge. Vader, ons kom na U toe. Ons is afhanklik. Ons is soos wat hierdie kerk aangesteek is, en ons in ons harte gesê, die Here is my herder. Ek moet niks kort nie. Kom ons na U toe hierdie oggend. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie dat U deur dit alles vir die gemeente sorg. Want Here Jesus is die hoof van hierdie gemeente. En ons is elkeen deel daarvan. En ons kan ons nie afskei van die liggaam van die Here nie, want ons het mekaar nodig. Bind ons in eenheid aan mekaar. Met 'n band van liefde. Met 'n band van eensgesindheid. Met 'n band van vrede. Want Here, dan kan ons harte as die gemeente groei na buite toe. Dan is die getuienis van die gemeente die kern van die woord. En mense sien dit raak. En mense kom na U toe. Mense kom na U kerk toe. Dankie daarvoor, Here. Ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wie sy naam genoem is. U ken elkeen by die naam. U kinders wat aan U behoort. Ons tree vir hulle in, Here. Raak vir hulle aan. Hoor ook hulle gebede wat hulle geloof en vertroue na U toe bring. En skenk vir hulle genesing. Skenk vir hulle die krag wat hulle nodig het in hierdie tyd. En Here, moet baie van ons, sommige nog baie meer, die tyd wat ons leef, het dit maar min om werklik op mekaar te hou. Ons bid, Here, en ons vertrou. U hoor ons elkeen se hart, en ons hulp geroep, en ons elkeen se omstandigheid. Ons kom na U toe, dat U ook daar sal voorsien. En ons Vader, ons bid vir ons land. Ons bid, Vader, dat U ware geregtigheid sal seën. Ons bid vir dat U nie oppervlakkige vrede sal wees nie, maar diepe vrede, deur Jesus wat U beloof het, en wat U Gees alleen kan gee. Ons bid vir vrede, Here, en al die lande waar daar oorlog is. Dit breek ons harte as ons sien hoe die mense lei. En mense speel magspeletjies ook met ander mense se lewens. Ons moet bly by die Here. Stop dit. U alleen kan dit doen. U alleen kan laat die leiers, elkeen van hulle, U kan hulle harte verander. U kan hulle hele uitsig op die lewe kan U verander. Hoor ons gebed, Here. U ken die woord. Gee vrede asseblief. En elkeen wat in hierdie tyd so geweldig bly. Die woord sit ons sy lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet.
Ons het die voorreg om nou na die woord te luister. Laat ons luister met gehoorsaamheid. En daarin ons vreugde vind. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons enigste verlosser en die Here van ons lewens, Jesus Christus. Amen. Ons sing lied 436, Hersket o Gees, laat weet o Gees. Sing die verse 1 tot 3. My eerste boek, Theophilus, het ek geskryf oor alles wat Jesus gedoen en gedoen het, van begin af, tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Nou kom ons teksvers, hy is in presies op daar, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Geroep om getuies te wees, om te getuig met die krag van die Heilige Gees. Ek het hier op my selfoon, ek wil graag begin met iets wat dadelik gebeur het. Ons het in hierdie gedeelte nou gesien dat daar by die disippels groot verwarring bestaan oor die toekoms. Want hulle het gehoor dat die Here Jesus Christus gaan opvaar na die hemel. Ons lees selfs in Johannes 14 dat hulle bekommerd was en bedroef was toe die Here Jesus dit vir hulle gesê het. Nou kom die Here en hy sê vir hulle: daar is vir julle 'n duidelike roeping, 'n duidelike opdrag as ek opvaar na die hemel. En ek gaan vir julle die krag en die vermoë gee, alles wat julle nodig het
om daardie opdrag uit te voer. Daar was 'n man gewees in 1859. Hy was 'n toeskouer gewees van die groot verskriklike slag van Solferino. Ek het nog nie voorheen van die slag gehoor nie. Ek het dit nie verder van lees oor. Dit was 'n geweldige, wreedaardige oorlog gewees, 'n gedeelte. 10.000 soldate is gewond en bloot op die slagveld agtergelaat, verwaarloos. Die mediese hulp was onvoldoende. Die lyding was ondraaglik. Kan ek maar nie dink, né? 10.000 lê daar. Nie almal dood nie. Party het behoefte aan mediese versorging. En daar is nie mediese hulp nie. Nou hierdie man, Henry Dunant, was diep verward en hy was geskok oor die menslike weerheid en onverskilligheid. Maar in plaas om te kritiseer, in plaas daarvan om te dink, wat is die beste vir sy eie lewe? In plaas daarvan om te sê, ek leef nog, dankie. Ek sal aangaan met my lewe, want hierdie slagveld, die mense wat hier lê, is heeltemal te veel. Wat kan ek hier aan doen? Het hy in aksie oorgegaan. Hoor nou wat ek gedoen het. Hy het die plaaslike boere en vroue begin organiseer om vir die gewondes om te sien. Gewone man, Henry Dunant, by die groot slagveld van 1859 van Solferino, ongeag watter kant hulle geveg. Dink 'n bietjie daaroor, liewe broers en susters. Wat sou jy en ek doen? Wat sal die mense, wat sal 'n mens in die eerste plek doen as jy in so 'n situasie is? Ons dink aan 'n paar moontlikhede. 'n Mens sal sê, dit is te veel. Ek kan tog niks aan doen. En dit is heel menslik, is dit nie? 'n Mens sal sê, maar ek sal wag, miskien kom daar hulp. En dan is 'n mens passief. Ek gaan aan met my lewe. Of ek sal hierdie daar help, maar tog gaan ek nie myself volledig gee, weggee vir hierdie mense wat daar lê in pyn en lyding. Hy was so diep getref in die man, dat hy boere en vroue, gewone mense, georganiseer het. Weet julle wat vat dit van 'n mens? Hoe diep in die nood wat hy aanskou, sy hart en sy lewe aangeraak het, dat hy dit gedoen het. Niemand het hier en daar 'n bietjie iemand help nie, maar werkbaar in te klim en dinge te organiseer, dat soveel as moontlik vir daardie mense in hulle pyn en hulle lyding gehelp kan word. Dit vra baie van 'n mens. En dit was nie in gewone tyd nie. Dit was in die tyd van die oorlog. En dan baie treffend wat hier gebeur, is dat hy ongeag aan watter kant hulle geveg het. Sal ons dit doen? Kom ons weet eerlik. Ons stel maklik grense in ons gedagtes. Nie daai nie. Here, ek hoor die roepstem. Ek sien die lyding om my, maar ek wil nie met daardie mense meng nie. Of hulle is nie vir my aanvaarbaar nie, dieselfde net. En die Here Jesus dit gedoen? Hy het sy lewe opgegee vir sondaars.
Die hele wêreld waar 'n slagveld lê, waar daar hulle geen uitkoms is nie, waar hulle niks self kan doen aan hulle nood nie, en hy hom gesien, het hy homself volledig gegee. Dus is en daarom kom ons vandag by hierdie wonderlike, hierdie belangrike vers uit van Handelinge 1 vers 8. Ons kyk net 'n bietjie na die konteks. Lukas kom en hy begin hierso met hierdie geskiedkundige boekbrief om te vertel van die handelinge van die apostels, die handelinge van die kerk van die Here, wat gaan gebeur en wat het gebeur nadat Jesus opgevaar het na die hemel. En hy vertel in hierdie gedeelte, hy kyk terug na sy evangelie, en hy vertel in hierdie gedeelte hoe Jesus sy disippels geleer het en gelei het, en hoe die Here Jesus omgegee het vir mense, hoe die Here Jesus homself gegee het volledig as 'n offer vir sondaar mense en sy kerngroep die disippels geroep het en om hom gebind het en aan hulle verskyn het na sy opstanding, dat hy werklik lewe. En dan sê hy ook in hierdie gedeelte, en dis baie belangrik, in aansluiting by die verhaal wat ek vir julle vertel het, in vers 6, nou het ek gesê, Johannes het met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, kom die disippels en hulle sê, weer 'n keer, toe hulle by mekaar was, Here, is dit nou die tyd, dat U die koninkryk, hoor mooi, vir Israel weer gaan oprig. So hulle sit maar weer net met hulle eie agenda. Sal 'n mens dit kan glo? Hulle het saam met die Here Jesus op hierdie aarde van geloof. Hulle het gehoor wat die Here vir hulle. Hulle het sy gesindheid gesien. Hulle het sy stryd gesien om gehoorsaam te wees aan sy roeping. Hulle het gesien die geweldige offer wat hy gebring het vir sondaar mense. Hulle het beleef dat hy hulle verskyn het en het hy duidelik vir hulle gesê, die koninkryk van God gaan kom in sy volheid. Hy het eintlik gekom in Jesus Christus. Hy het aangebreek. Dit moet julle fokuspunt wees. Dit moet die kern van julle lewe wees. Dis waarvoor ek gekom het, myself gegee en opgestaan het in die dood, en selfs van ek op na die hemel, dat hierdie werk voortgesit kan word. En nou kom hulle, en hulle vra vir die Here Jesus, gaan net die koninkryk van Israel oprig. So gaan die Here Jesus hierdie klomp Romeine in die see injaag. Dis op hulle agenda. Nie die nood nie, nie die oes wat groot is nie, en die arbeiders wat min is nie, nie die gesindheid en die hart van die Here Jesus Christus, na mense daar buite wat nood het, besig met hulle eie ding, gefokus op net wat vir hulle belangrik is. Broers en susters, hierdie man, hierdie program het dit nie gedoen. Wat doe jy dink? Wat is vir ons die primêre ding in ons harte, in ons lewe? Nie iets wat ons maar maklik kan sê en kan bely nie, maar iets wat so sterk in ons harte leef, dat ons tot aksie sal oorgaan. Dis waar die kernvraag kom. Julle sal terugontvang van die Heilige Gees, en julle sal my getuies wees. Dis tog nie iets passief nie. Dis nie iets teoreties nie. Dis aksie, gedryf deur die liefde van God vir mense in nood.
En dan kom die Here Jesus en hy antwoord hulle, en dis wonderlik van Jesus Christus altyd. Hy vreet hulle nie uit nie. Hy vat dit nie op kant en sê dat ek julle verkeerd reg sien. Kom ek hierso. Ek het nog al die tyd vir julle alles geleer. Julle moet nou 500,000 keer uitskryf. En klaar kry. Dis waaroor dit eintlik gaan. In my roeping op hierdie wêreld, en eintlik gaan in die harte en die lewens van my disippels. En dis eintlik die ding wat vir julle moet saak maak. Ek gaan met julle laat uithaal. En ek gaan julle met julle rooi. Ek is te moe vir julle. Nee, hy sê vir hulle, en ek kan die sagte stem van Jesus hoor. Dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het. Wat doen hy? Hy sê vir hulle, weer in liefde, julle fokus is verkeerd. Ek praat nie van die koninkryk van Israel nie. Ja, hulle is ook ingesluit. Maar ek het gekom vir die koninkryk van God, wat op hierdie aarde moet realiseer. Nie maar net waaroor gepraat word nie, maar wat 'n werklikheid word, en ek wil nie weer herhaal nie. En die Here Jesus het alles daarvoor gedoen. En selfs wanneer hy weggaan, kom hy nou voor Hemelvaart, en hy sê vir hulle, so stuur ek julle ook. Julle sal my getuies wees, in woord, en dag, in gesindheid. Julle sal my getuies wees onderling eers teenoor mekaar, deur in eenheid en liefde met mekaar diensbaar te wees in hierdie koninkryk. Die Vader sal sorg vir Israel. Hy is bekommerd daaroor. Die Vader sal sorg vir elke ding waaroor jy en ek ons lewens fokus, wat vir ons belangrik is. Wees rustig daaroor. Maar in dit alles, onthou dit gaan oor die koninkryk van God. Dit gaan oor die koningskap van Jesus Christus. Dit gaan daaroor dat die Here Jesus Christus, soos wat hy in jou en my hart 'n werklikheid is, deur die werking van die Gees, ook in ander mense se lewens 'n werklikheid sal wees. Dis al wat gaan. Dis waaroor die koninkryk van God gaan. Dis waarvoor die Here mense geroep het en saamgebind het in 'n gemeente, dat 'n kerk van die Here kan wees. Dis jy net. En nou sê die Here vir jou en vir my, ons moet hierdie getuies van wees in Jerusalem. Nie by mekaar. Hou jy hoor? Wat sien jou op hierdie man? Wat hoor hy? Hulle sê, as jy iemand se karakter bietjie wil definieer, kyk net wat doen hy met sy mond. Hulle het hoor. Kyk net hoe hanteer hy dit in sy lewe. Versorg hy dit. Is hy gehoorsaam aan sy leefmeesterskap? Hanteer hy dit wat die Here vir hom gegee het, volgens die woord van die Here? Dis 'n getuienis. As ek sit om met iets by my huis, wat wil die buurman? Trek ek met wat hy sê, en hoe ek optree. Om nie in my toe nie, want hy weet, ek is 'n kind van die Here. Sien hy in ons raak die gesindheid van die Here Jesus Christus, dat daar in sy lewe of haar lewe so geweldige behoefte is om daarin te kom. En hy hoor die getuienis, en hy sien die getuienis van hoe God in ons lewens leef, en wat die koninkryk van God vir ons beteken. En broers en susters, dit vra nie maar. En ons het die woord van die Here. En ons het die krag van die Heilige Gees. Dis waar ons moet begin. Moenie dink aan
ver lande wat ons in die eerste plek gebly is om wees. Ons kan dit nie wees almal. Min van ons. Ons kan daarvoor bid en ons kan dit ondersteun. Maar die eerste plek waar die Here vir jou en vir my stuur is Jerusalem. En dan ook Judea. En dan Samaria. Het die Jode en die Samaritane lekker met mekaar staan gekom? Nee nie. Die Jode het gesê die Samaritane is nie 'n rein volk. Hulle is besmet. Ons moet niks met hulle te doen nie. Nou sê die Here Jesus vir die Jode, sy disippels, gaan dien hulle. Gaan getuig die Jode. Gaan bou my koninkryk onder hulle uit. Broers en susters, ons kan nie beperkings stel nie. Ons kan ons nie afsluit in 'n vakuum nie, waar ons rustig net aangaan met ons eie lewens nie. En hoe ons werk doen, ons verantwoordelikheid nakom, en hoe ons optree teen ander mense, maak nie saak of ons van hulle hou nie. Dit is die uitdrukking van wie ons is. En die Here Jesus sê, ons is burgers van die koninkryk. En dan nog in die uitdrukking van die wêreld, waar ek nou iets gesê. En dan kom hy met die wonderlike belofte. En dis die belofte wat gekom het met die uitstorting van die Heilige Gees. Daar sal aandag gegee word op Pinkstersondag. Eenmalig gebeur, oor die hele wêreld uitgestort, ook volgens die beloftes van die Ou Testament in Joël, wat die Here gee en sê, deur sy Gees is hy by ons. Deur sy Gees gee vir ons die krag en die vermoë om dit te kan doen. Dit beteken dat as ek voor die Here het, dan moet ek slag neem, my hart oopmaak vir die Heilige Gees. Want hy dit nie. Dit beteken dit, broers en susters. Nou een maar verder dan, en moet nie dink, ek het nie oor stryd aan nie. Moet nie dink, ek doen nie. Elke mens nie. Maar ons het die Heilige Gees in ons woord. Ons het God, die Heilige Gees. En hy gee vir ons die regte perspektief op die lewe. En as ek en jy nie die regte perspektief het nie, kan ons blou in die gesig probeer. Ons gaan nie reg nie. Maar as ek die punt kom wat ek besef, ek het 'n ander agenda, 'n ander prioriteit, as wat God wil hê, dan kan daar met een ding gebeur, om dit te verander, maak jou hart oop vir die werking van die Heilige Gees. Dit kan onmiddellik gebeur, of die Here kan jou vat op 'n pad, 'n proses, waardeur jy al hoe meer en meer vernuwe word en verander word, en dan gebruik ons 'n uitdrukking wat asseblief nie 'n kliseë moet wees nie, na die beeld en gesindheid van Jesus Christus. Daar in die kerk. En die Heilige Gees doen dit kragtig in mense se lewe. En weet jy, dan vind jy sin en betekenis in jou lewe. Dan kyk jy nie meer vas in die negatiewe dinge van die lewe. Dit is daar, en jy sien dit. Maar jy kyk nie vas teen dat dit jou lewe bepaal nie. God en die krag van die Gees is groter as dit. Dan breek die rykdom van die vrug van die Gees dan werklik in jou lewe uit. Dit gebeur van die kant. Moet nie dat dit by jou verwag.
Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Ek gaan afsluit met dieselfde verhaal om u verder te vertel. Wat wonderlike dinge gebeur na aanleiding van hierdie man wat daar met daai slagveld van Solerino in 18, wat was dit nou weer, 59, gewone boere en gewone vroue georganiseer het en weggekyk het van sy eie agenda en sy eie belange. En hierdie mense werklik waar gehelp het. Hy het 'n oproep gehad teenoor die mense. Tutti fratelli. Wat beteken dit? Almal is broers. Daar lê die vyand, hier is sy vyand, daar lê die ander vyand. Almal is broers. Weet julle wat ons sê vandag? Almal is geskape na die beeld van God. Almal. Want dit sê die Bybel. Nie ons lyne nie. Nie ons definisies nie. Ons is almal gelyk voor die Here. En toe wat gebeur toe? Dit het so groot vonk geword dat die internasionale Rooi Kruis later gestig is. Hierdie man het die pyn en die verwarring van die wêreld gesien. En sy hart is beweeg om te dien en te herstel. Hy het nie 'n leer gehad nie. Hy het geen politieke mag gehad nie, maar hy het die krag van deernis gehad. Dis wat hy gehad. Dit is die Gees van die. En soos hierdie koerant, liewe broers en susters, staan die kerk vandag, jy en ek, en ons leef in 'n wêreld wat ly, wat vermaak is en wat seer is. Ons het nie al die antwoorde nie. Ons het dit nie. Ons het nie elke politieke of sosiale probleem nie. En dit is nie jou en my roeping en ons opdrag om die strukture van hierdie wêreld op ons eie te probeer herstel. Maar ons het die krag van die Heilige Gees. Die Gees van liefde, waarheid en deernis. Ons het die Heilige Gees. En hierdie Gees bemagtig vir jou en vir my, soos hierdie gewone man, Durant, om op te tree. Ons lewe vandag ook in die slagveld van Solerino. Dis nie koers en bomme en noem maar op in ons slagveld. Dis 'n stryd teen die bose geeste in die lig. Gaan ons terugwys. Gaan ons kom met 'n verskoning. Het ons nie. Werklik nie. Moet ons bang wees om reg op te tree, om die regte woord te sê. Moet ons terugwys vir iemand wat ons dalk kwaad kan aandoen. Ons wil dit graag doen. Maar ons moet nie. En meer nog, ons hoef nie. Jy en ek het die Gees wat vir ons krag gee. Amen. Ons gaan nou ons belydenis van geloof doen met 'n lied. Die 2:16 vers 1 tot 3. Ek glo in God die Vader, en dan gaan ons in dankbaarheid die Here dien met ons offergawe. Die 2:16. Ek glo in God
Mattheus 28 vers 18 tot 20. Jesus se opdrag aan sy disippels. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëindiging van die wêreld." Kom ons bid saam. Ons Vader in Jesus, ons Verlosser en Here, ons dankie vir die goedheid en genade. Heilige Gees, ons trooster, dankie vir die leiding en krag oor elke oomblik van ons lewens. Ek loof U, Heilige en ewige God, vir U liefde vir my. U roep ons elkeen om met woord en daad U getuies te wees, sonder twyfel en vrees. Help my om gehoorsaam en getrou te wees. Saam bid ons met vertroue in die naam van Jesus Christus. Amen. Antwoord op die woord van die Here. Dis nie sommer maar net 'n lied wat ons sing hier aan die einde om te sê dankie tot, nou is die diens verby. En dis menslik, né? Daar is die dominee se lang preek, hoe is al nog binne die uur. Dis lied 486, vers 1 tot 4. Julle moet dit probeer, né? Weet nie julle. Gaan kyk weer na die video so. As jy na die boodskap luister weer. Dis wat die Here sê ons moet doen. Bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. Kom ons staan, dan sing ons al die vers. Wat 'n voorreg om elke Sondag met die seën van die Here na jou huis te gaan. En ook om hierdie seën uit te dra in die wêreld daarbuiten. Ontvang die seën van die Here. Ek hoop die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die krag en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle.